Toe ek die eerste keer van Graafrikaans hoor, het ek nie geweet wat die duiwel dit is nie. Maar Elise Bishop, wat gebore is op Graafrenet, het aan my verduidelik dat dit 'n taal is wat ontstaan het in Graafrenet en dekades lank al gebruik word. Sy skryf ook gereeld op Litnet in Graafrikaans en word dan verskriklik gekritiseer omdat dit bloot luiheid is en 'n vermenging van tale en so meer. Maar sy voel nee, dit is nie. Dit is 'n taal wat uit die noodsaaklikheid vir kommunikasie ontstaan het. Toe die Engelse Graafrenet toe gekom het die Afrikaanssprekende gemeenskap net Afrikaans gepraat. Hulle kon nie Engels praat nie en die Engelse kon nie Afrikaans praat nie. So hulle moes 'n manier vind om met mekaar te kan kommunikeer. So vandaar Graafrikaans. En ek wil net ietsie hierso lees. Want dit is vir my 'n baie interessante taal. Dit laat my 'n bietjie dink aan Langenhoven se Die Keiserberg die Vorro. Jy weet wat ook so 'n deurmekaarspel is. Hier het Dr. Jan van der Westhuizen geskryf in die Angora Goat and Mohair Journal. The mixing of languages in this way is considered to be absolutely normal, as if that was the way it was done. En Nancy Kingwell skryf, if you don't speak Graafrikaans, then foei tog, you don't know South African English. Here in our platteland dorp, we've got to hou kop when an uitlander comes to kuier, and he'll get half deur mekaar with our skeef English. Kom ons hoor uit die perd se bek, hoe klink Graafrikaans? Graafrenet is 'n ding wat in jou are ontwikkel. Of jy het dit of jy het dit nie. Baie mense sê, maar Graafrenet is so 'n ou klein dorpie in die middel van die Karoo. Wat wil jy nou sê, jy het van Graafrenet af gekom, as jy regtig 'n Graafrenetter was, dan bly jy 'n Graafrenetter. Draadloos was 'n besonderse ding. En al telefone in daai omgewing op ons plaas gehad. En al die bure moes so toe kom om telefoonoproepe deur te sit. Dit is 'n wonderlike plek, maar ons was altyd nog anderster geweest. Dit was die eerste republiek geweest, hulle het die landros hier weggejaag. Maar ook, dit is 'n ryk wêreld aan geskiedenis hierdie. As jy hierdie straat van ons hier buite vat, dan kan jy sien hoe mooi is dit. Jy weet, al die huisies is reggemaak. Dan sit die Drosdey Hotel aan die een kant en Renethuis aan die ander kant. Nee, dit is pragtig hierso. Graafrenet was skaalvoet geweest vir kinders. As jy van die skool afgekom het, moes jy jou skoene uitskop. En jy het middagklere gehad, jy het skoolklere gehad. Jy mag nie met jou skoolklere gaan speel nie. As jy gaan speel met jou skoolklere, het oupa partykeer aangekom met die fietspomp sommer. Jy het bicycle gery daai skool toe, of jy het geloop. En as jy by die lyfvore verbygegaan het, wil jy op jou maag lê om onder die klippe die krappe uit te krap. Was regtig krappe in die lyfvore gewees. Almal het geweet op Graafrenet watter nommer, watter persoon van die straat bly. Dit was alom bekend gewees waar elkeen is. Staffie van der Merwe nou sy vleis moet aflewer of GKW moet kom met die groot surfbox voor op die carrier met al die groceries vir die maand. Jy het nog jou boekie gaan ingee by Mrs. Weitz by die GKW vir jou maandse bestelling. Almal het mekaar vertrou. Ons het op die plaas, groot plaas, is ons gebore, is op die pad. Daar het ons gelewe, Babie en Papi, en ek het 'n broer en suster gehad, daar het ons almal gelewe. En daar was nie in ons omgewing skole nie, en ons het onderwysers gekry. En hulle het daar vir 'n jaar of ons letterkundig gemaak. They tried to educate us.
En hier het ek nog onthou die ene het so gekom met 'n ou kar. Dit is seker hier in die 20's en hy was so trots op die kar gewees. Die arbeiders en die mense wat op die plaas gebly het, en daar was ook wit mense wat daar gebly het, amper soos 'n deeltydsboere of voormanne gewees. Hulle het albei Afrikaans gepraat. En ek het nog vriende, hy is ook my selfe ouderdom wat ek kommunikeer mee. En hy het net Afrikaans gepraat, so ons het maar, dit was net deel van ons lewe. Toe skool toe kom, toe was dit deur mekaar weer, dit was Engels en Afrikaanse ouetjies gewees. My pa het vir ons so 'n gebouetjie gebou, 'n skoolkamer, en daar het ons nou skool gegaan. Eers was dit nou my oudste broer Johan in die hond, hy het 'n eredoktorsgraad gekry by Bloemfontein Universiteit. En toe sit hy in die hond in die klas. Toe sit naderhand ek en hy in die hond in die klas. Toe sit ek in die hond in die klas en toe sit my jonger broer, wat later in 'n vleienier geword het op die bouings, toe het hy in die klas. Die hond het die langste skool gegaan. Maar ons het dan almal iets geleer. Maar toe die hond, dan skeer my pa elke tweede jaar die hond. Dan is die hond so skaam, hy gaan kruip hy onder die bed weg, hy kom nie skool toe nie. En dan so na 3 dae, dan kom die hond weer skool toe. My name is Thomas Everett Vardy Murray, but I'm called Tim. So no matter what my parents wanted to call me, I was called Timmy. This is Agave Americana, which is not the best one for string production, but you can strip the leaf and then what they call decorticate it, okay, and you can harvest fibers out, which of course you can imagine it's quite easy to get. They would be very valuable in ancient civilizations. They used them almost exclusively to make anything from ropes, building material, clothing, anything you can imagine that you can use for string. It's a fascinating plant. I grew up here on the farm Ridderbloem, born in 1962, which was, I suppose basically the start of the apartheid time of South Africa, and grew up in the sort of rural attitude. We didn't have any gadgets or anything like that, so we had to play in the veld. And one of our favorite things was go and meet the voorpunt of the river. And the voorpunt of the river was after a heavy thunderstorm and hot summer's day, the river would run, and from this house you could actually hear the river. And we'd rush down through the bushes here to go and meet the voorpunt, which was absolute highlight. And there was just no way to say in English that we're going to go and look for the front part of the river, It doesn't make any sense. The voorpunt is the voorpunt. And it could contain anything from a dead Angora goat to a live snake, the neighbor's beer bottles or whatever, it would come down the river. And then of course then we'd get up to hijinks there, and one of the things we would do was smoke rookstok. And rookstok was the root of the acacia karoo, or Virgilia karoo now. And it made a lot of smoke if you lit it properly, and sucked like hell. And we used to get completely high, but I think it was mostly from the sucking. This animal over here is your and my ancestor of 255 million years ago. And it comes from this part of the world. Living on a farm in this district is fantastic because you've got space and it's just wonderful to be able to walk around. And all of these rocks around here are absolutely packed with fossils. As jy uitgaan and you go and look for fossils, you will find probably about 60 fossils a day if you know what you're about. 60 good skulls a day. So that's the sort of wealth of fossils in this area. Well, you grow up here and
everybody talks a bit deur mekaar. English and Afrikaans speaking people get on well together. And then I went to school in Grahamstown, not there, Makanda. Daar praat mense baie suiwer Engels, so then I had to pass on. But then I went to Marty's and I found that my Afrikaans wasn't really very good at Stellenbosch. And so I used to adapt my Afrikaans and gooi in Engelse woorde and things along the way. And so I sort of talk that sort of language. If you don't speak Afrikaans, then foei toch, you don't know South African English. Here in our plattelandse dorp, we got to hou kop when an uitlander comes to kuier. Or he'll get half te mekaar with our skief English. And don't lose out the Roenecks who went to Bishops and St. Andrews, eh? They are eintlik worse than the ouds from Volksskool who try to talk ordentlik English. Jy verstaan, kan jy jou voorstel, die oudste study met die bolla en die mandjie oor die arm, wat so praat, wat is lekkerder? Ja. Jy voel tuis as soos koffie en mos beskuit. En dan word dit alles hier gestoor in die kussing. Ek is nou al vir 25 jaar hier en ek is die hoof van die Graaff-Reinet Museum. Deel van my werk was om die argief reg te pak. So ek het alles georganiseer, alles gekategoriseer sodat dit mense dit maklik kon kry en sommer vinnig hulle hand daar kon lê. En toe eendag is daar so 'n klein spasietjie in die nuusbrief en ek soek toe nou iets om in die nuusbrief te sit. En ek gaan kyk in die Graaff-Reinet argiefboks en daar sien ek toe so 'n klein artikeltjie wat iewers uit 'n tydskrif geskeur moes gewees het. Ek is nie seker waar uit nie, maar dit moes iewers uit 'n tydskrif uitkom. En daar lees ek toe van Graaff-Afrikaans. Die plaaslike koerant het toe nou van die nuusbrief te hoor gekom en daar publiseer hulle so waarlik waar die artikel. Kies hulle die artikeltjie uit om in hulle koerant te publiseer. En die volgende week is daar 'n brief aan die redakteur waarin 'n dame vreeslik kla. Sy sê sy het oor haar dooie liggaam met sy nog nooit Graaff-Afrikaans gepraat nie, want mense sou nooit hulle tale so meng nie. Natuurlik nou as jy sonndagskool toe gaan of katekisasie toe, dan is jy so geëlokusioneerd, my dear, jy sit pen orent en die predikant kom partykeer om as jy jou teks moet opsê. En jy dacht, yes, like no. Dan haal jy uit die Bybel uit, like nobody's business. Maar kom jy terug en jy het jou klere uitgetrek by die huis, en as jy weer kaalvoet in die tuin, en dan is jy weer terug by Graaff-Afrikaans. Ons het 'n hele museum gehad wat af is na my dogter in Moreesburg, en ek het gespesialiseer in waarmakersgereedskap. En 'n switch is so 'n blok, waar jy allerhande goed op kan uitkap in so 'n ysterblok. Sê maar so 25 cm by 25 cm. Jy kry groot as ook wat in die spoorweg lê. En nou, wie wat het die Afrikaans sprekende stoom gemaak? 'n moerblok. Want jy sit nou daar ysters in en jy moer hom met die voorhamer en jy slat hom in. Soos ek vir jou vra wat is 'n switch, dan weet baie min mense, maar die ouens wat nou belangstel in die goed, sal weet wat is 'n moerblok want dit is so beskrywend. So I guess it's sort of a laziness. Because you don't have to look for words. You just when you're thinking in conversation, what is the next word? But the other side of it is Afrikaans is a very expressive language, and when you're talking and you're looking for an expressive term, then you just go and hire a word quickly om jou storie beter uit te beeld. Ek het hier by Wapasberg gebly en ek het was voorligtingsbeampte met 'n kennis gemaak met al die boere, maar ek het hulle daar geken, met sport en met alles. Maar langs my het 'n ou gebly wat nou baie goed kon die Graaff-Afrikaans praat, maar ek gaan eers begin by 'n ou wat laer af in die kloof gebly het. Kyk, Andries Pretorius het op Letskraal, van daar af het hy weggetrek, dan net verder af is die plaas Modderfontein van hom Patty van die kerk gewees. Nou Patty van die kerk en hom Kabous de Klerk, wat nou laer af bly, hulle gesels een aand oor die telefoon. En Patty sê vir Kabous, just hold on. My wife slat it near like a dog that's free at geef.
Kyk, toe jy mos nou die natte en die sappe gekry. Sappe is die Verenigde Party en die natte regeer, so hulle stel op die landboukrediet die natte aan op die landboukredietkomitee hier plaaslik. En toe gaan stel vir my ou vriend, ou Jerry Rose Ines, wat 'n settler is daar aan. Nou kom ou Horace by ou Jerry. Hy sê, Jerry, you must gewaar, old Swart, he's telling a whip for you. Wat ek gevind het is dat mense sê oral meng mense Engels en Afrikaans. Oral oor Suid-Afrika meng mense Afrikaans en Engels, Engels-Afrikaans, hoe dit ook al sê. Maar wat Afrikaans so interessant maak, is die gebruik van hy werkwoord. Slagte skaap, kookt kos, I mean. Dis die gebruik van die werkwoord. Deleen het die woord gebruik, spogtien. So dit is die werkwoord wat dit Afrikaans maak. Is nie net die frases en die gooi van Engelse woorde by Afrikaanse woorde by Engelse woorde. Dit is die werkwoord wat dit so interessant maak. You're picking the smaller ones there. It's only ones that can reach. There are some English words that do not describe a thing better than an Afrikaans word. And I'm dol vir lief op Trevor. You know, so somebody said to me, do you love Trevor dearly? So I said, no, I'm dol vir lief. Yes, no, we both lost our spouses, and I don't know, I noticed that this thing coming along, that Trevor was quite keen on me. I knew Graafnet was a small dorpie, you know, and I thought, oh, if people start finding out that I had suspected that Trevor was showing any interest in me, you know, it would soon be a scandal here in the dorp. And I remember having a drink with him, and I just gewaar there was something that was going to happen. And he asked me for my phone number. And my neighbour, who was at the bowling club at the time, noticed me giving him this piece of paper, and I came up and I had lunch with him, and I can remember very clearly one of not really a relative, but the same surname as I did, Derek Hobson. He was a member of the Graafnet Club, and he saw us and he said to his wife, he said, "Jong, hier kom 'n ding." The story goes this way. When she came back from overseas, I asked her, I said, how do you enjoy it? She said, no, it's very nice. Did you meet any nice people? Yes, I did, but there's still nicer people here. So I took the cue that was an invitation to go a bit further. I find that Afrikaans is a far more descriptive, words in Afrikaans are far more descriptive than they are in English. So when you tell a story, and especially when Trevor tells a story and he goois an Afrikaans word in, to me, it becomes funny. The whole story has more gees in it, you know. It has more story, you know, gees in it. At the back of Graafnet towards the mountainside where there were vineyards and things. And there was all this stokery, and they used to have lots of grapes there. It was actually the grape mecca here. And brandy was one of the most sought after trade goods in this area. And so there were quite a lot of stokeries here and so on. And the one chap, he used to live in a very white house, and they called him Matthys Jansen. And Matthys Jansen, he had lots of fun in him, you know, he was always on the go. And I always loved two stories about him. He got into bed with his wife one night ladies, and she said to him, Matthys, jy is alweer dronk. Nee, ek het 'n dop gehad, maar ek is nie dronk nie.
Sê dan moet jy jou stewels afhaal want jy het hulle nog aan. Die eerste Afrikaans medium hoërskool in Kaapland was hier in Graaff-Reinet. Dit was in 1922 en hulle vier hierdie jaar hulle eeufeesherdenking. So in Graaff-Reinet was daar altyd 'n taalgeveg aan die gang. En dit is hoekom Afrikaners. Hulle het die taal suiwer gehou, maar dit was ook deel van 'n groeiende Afrikaner nasionalisme wat ontstaan het na die Anglo-Boereoorlog. Dit is omtrent die 6de, 7de generasie van Engelssprekendes wat vandag hier in Graaff-Reinet is. Ek sou sê, hulle sou rondom 1850 hier aangekom het. En daar was verskeie redes hoekom hulle dit gedoen het. Kort na die Anglo-Boereoorlog byvoorbeeld was mense baie gepolariseerd. Die oorlog het baie haat en wrywing veroorsaak en Afrikaanssprekendes kon eenvoudig net alles wat Brits was. Hulle was gekant teen alles wat Brits was, onder andere die Engelse taal. So hulle het geweier om Engels te praat. En dan moes Engelssprekendes was hulle noodgedwonge verplig om met hulle te kommunikeer en omdat dit toe al reeds 'n paar geslagte van Engelse was wat hier was, het hulle dan Afrikaanse frases ingewerk in hulle manier van kommunikeer. Maar Graaff-Afrikaans kan nie in 'n blik gedruk word nie. Daar's nie sekere reëls en regulasies nie. Ek dink as 'n mens met mense gesels, sal 'n mens besef dis 'n spontane manier van praat. Dis 'n oortaal, 'n hoortaal. Dis nie 'n skryftaal nie. I think Trevor was born into it. That's just the way they spoke. And I think it's a way of reaching out from English to Afrikaans and Afrikaans to English, and I think it's done much more by the English people. I think English people attempt to speak Afrikaans very much more than Afrikaans people tend to speak English. Waar is sy vrou was Afrikaans sprekend geweest, Julie. Nou so 'n paar jaar later verkoop hy sy plaas. En die dag met die veiling kom maar nou van hierdie agterste voorkepsingels hier in die Oostheid saam met die agente hier aan. Maar hulle ken nou nie Horace se Engels nie. Jong, toe lag hulle al want hy praat hierdie snaakse Engels. Dan sê hy vir hom, "You must gewaar. That rooi bees with a wille oë is going to bestorm you." Nou lag hulle al klaar daar buite. Maar nou die jongen is koud. Die helaaltjies laat so agter jou ore vas. Dis koud die dag. Die beeste kom maar af. Hy sê, "The cattle are all right, but you must see if it gets dry and cold, then they raak maar en hy kry swaar hier." Maar nou is hulle daar, hulle skink 'n paar tappe die aand so voor son onder. Hy en die agente en die kopers. En nou so 'n paar doppe gedrink, toe sê hy vir sy vrou, "Julie, oh ever loving, please bring us a perfinkie." En hulle lag, hulle krul soos hulle lag. I worked at the Johnsonville Old Age Home once, and the matron said to one of the carers there, "Maak al die tande by mekaar en maak al die ou mense se tande skoon." So she marked all die tande by mekaar in a skottel, and she cleaned all the tande, and she sat with all these verskillende tande in a skottel, and she didn't know whose tande belonged to who. And these had to be sorted out, matched up, and then we tried to guess whose tande belonged to who before we allowed them to start trying them on, you know. At least they were clean.
kyk, daar was 'n tyd hier in die 1880s, toe jy elke dag van die week 'n ander koerant kon gekoop het. Want dit was nog die Herald gewees, 'n Digrafrenetter en die Onse koerant en alles. En die Graafrenet Advertiser. Daar was maar min kommunikasiemiddels of mediums of wat ook al. So alles is in die koerante gepubliseer. Dan staan daar nou die skip die Roman het ingekom en hy het soveel Angora bokke opgehad. En hierso is 'n groot advertensie van Clegon en Harris in die boek. Van hulle nuwe voorraad gekry het, skoene en allerlei goeders. En dan het een ou nou gegaan en hy dalk 'n ander ou beledig. Dan moet hy vir omtrent 3 of 4 advertisers daarna moet hy nou he must apologize. Dis vreeslike advertensies van plase en perrekarre en waans en osse en goed. If you live in a small community, if you caught verneking, you know, and by verneking I mean if you caught verneking your wife, your wife or your husband, you know, in a thing, you know, you would look down upon. If you were caught shooting kudu on a Sunday, that was all part of being verneking, you know, because you weren't allowed to do it. Sandra, kyk hier was 'n ou tannie hier in 'n buurdistrik, maar dis nou al blou jare terug. Nou sy het so Engels-Afrikaans gepraat. En hulle gaan eenslag see toe en wie sal daar wees? Professor D.F. Malherbe. O ja. En in sy teenwoordigheid sê sy, ek weet nie wat is fout met my rose nie, they will walk out. Hy sê, mevrou, sy sê, moenie jy worry nie, I'm thoroughly bilingual. Ek en my ouma was baie na aan mekaar gewees, so ek het baie na geselskap groot geword. Dan sal sy sê, kom oupa nou van die klub af. Ek moet bietjie gaan kyk, sy soetkeis reg vir die Masonics. Hy is by die lodge, hy moet lodge toe gaan vanaand. Maar intussen, terwyl hy reg maak, meanwhile, gaan gooi vir ouma 'n spot asseblief. Dan, en kyk laat daar soda water in die syfon is. Moet jy die pellets uithaal, jy moet die pellet draai, sodat daar soda water gemaak kan word. En switch ek die ketel aan, want mami gaan net nou terug wees van die werk af en sy wil tee hê. En onthou is Joko tee, nie? Dis die rooi rose. So, as Dokke van Skalkwyk na kerk op 'n Sondag kom kuier, dan was dit was 'n kaal tee geweest. Daar was die koek nie, sit nie eens custard creams uitgehaal nie. Dit was net 'n koppie 11 o'clock tee, rooibos daai jare. En dan ouma gepraat van 'n kaal tee. Before the age of 5, I had one day, my brother and I my dad was building a new motorgate, a new grid, and there were pieces of concrete lying around, well, you know, they were clipper, and we were small. I was probably 3 years old, and my grandfather lived 3 kilometers away from us, and I then picked up a piece of this concrete, and I got onto my tricycle and I drove down to my grandfather's house, and I said to him, "Grandpa, here's a fossil for you." And Grandpa looked at this and he said, "Thank you, it's a lovely fossil." And he took it, and a couple of days later he handed it back to me, but then he had drawn in eyes and a mond and daardie tipe goed, and it looked like a kopien. And Grandpa, I guess that he instilled that interest in me through that. He didn't just say, "Nee, dis net 'n stuk concrete en gooi dit weg." It was he actually nurtured me into that. You know, one of the things that boys did was hunt and collect eggs and live in the veld, you know. And one would have your bladsak, which you'd get filled with your lunch, and you'd go off to go and do whatever the farm staff were doing, the men were doing, and you'd spend the day with them, you know. And then
as you got bigger, then obviously schooling started to interrupt that, and it became more and more important. And I remember being completely miserable about school, you know, and Sunday nights were the worst possible time to think about what you had to do the next day. And my neighbour Gary Holmes from Dalham next door, and I decided we would run away. And so we packed our little bloodsack, and Sunday night, and we Is that when you had to go back, yeah, mostly Sunday night or early Monday morning, and this one I think was a Monday morning exercise. And we went and we hid in the ram shed underneath the planks underneath the ram shed, and the reason why there were planks was to let the dung through. So we decided the best place would be in the dung in the ram shed, and we didn't last very long, and I think we were getting cold and miserable, and eventually we crawled out and got a hiding and went back to bed. Kyk, dit is 'n wonderlike taal hierdie. Omdat dit so beskrywend is. Nou sê die een nou, if you farm, you must have a bit of skill. Otherwise you're like a hond sonder vlooie. You've got nothing to work against. Ek het nou gedink, waar kom Afrikaans vandaan? Hoekom praat mense dit? Waarom het dit gebeur? So 'n bietjie gaan oplees daaroor. En toe lees ek dat dit in Engels word dit code switching genoem. So met ander woorde, hulle ruil taalkodes uit. En dis gewoonlik, dit gebeur gewoonlik in 'n gemeenskap wat tweetalig is, waar daar tweetalig gepraat word. Maar, en hulle sê ook, die teorie sê dat dit die minderheidsgroep is wat die code switching doen. Nie die dominante taalgroepie, maar die minderheidsgroep wat die code switching doen. En dit was vir my interessant, want Graaf-Reinet is baie gebalanseerd. Ek sou sê, rofweg 50% Afrikaans en 50% Engels sprekendes. A lot of the time you get judged by where you come from and not what you really like. And people think of you in a certain way because of where you come from. So what I remember very clearly is at Union, there were quite a few sort of farm kids, Afrikaner sort of kids, and English kids, or kids that didn't really know whether they were English or Afrikaans. And I remember once being pounced on and being held down, and I thought, oh hell, I wonder if I'm going to come out of this without a poephoog. And the guys looked at me and said, are you nut or are you sap? I must have been, I didn't have a clue. I thought, well, this is a good 50-50. So I said sap. And of course, I was lucky, I got it right. Because it just happened to be the two guys that were holding me down that wanted to make sure it was a sap. Mense uit my era uit. Ek glo nie hulle praat hulle ken Afrikaans. Hulle gaan ook soos ek verstom staan om te hoor Afrikaans was gebesig destyds. Want die mense in my omgewing en mense van my ouderdom. Baie van hulle is meer daarop ingestel om die taal wat hulle huistaal noem, om daardie taal suiwer te praat. Ek is natuurlik 'n taalpurist. Ek hou nie daarvan om my taal te meng nie. En as ek dit wel sou doen, dan sal ek altyd verskoning vra dat ek 'n woord inbring wat die eie is in Afrikaans. Maar dit verhoed my nie om te verstaan hoekom mense Afrikaans gepraat het nie. Want ek voel dis 'n kultuurgebonde ding. Dit was deel van die mense se kultuur destyds. Natuurlik 'n deel van my kultuur, nou die kultuur waarmee ek opgegroei het nie. Maar ons weet daar is iets soos verdraagsaamheid en respek. Ek sal natuurlik dit praat. Ek sal dit natuurlik ook aanmoedig in die aard van my werk ook. Want ons sit al reeds met 'n taalprobleem in die skole waar leerders hulle taal meng. So ek sal byvoorbeeld die leerders aanmoedig om taal te meng, nie om dit suiwer te hou. Maar jy het geen beheer oor buite jou werksveld nie. Want jy moet mense die vryheid gee om dit te kommunikeer in 'n taal waarmee hulle gemaklik voel. En baie mense waar hulle taal meng of Afrikaans praat, dis miskien die taal waarmee hulle gemaklik voel. Dis miskien die enigste taal wat hulle in hulle omgewing praat. Dis miskien die taal wat ek vir my familie en die mense in my binnekring kan wees. Kyk, ek is een met julle. Ek is op dieselfde vlak van julle. Ons praat dieselfde taal.
ek wil sê dat as 'n mens kyk na erfenis verander gedurig. Wat in die verlede aanvaarbaar is vandag dalk onaanvaarbaar en andersom. Wat vandag is dit meer aanvaarbaar om twee tale te meng. Maar ek dink ek weier om 'n waardeoordeel daaroor te vel, om te sê dit was verkeerd, of dit was reg, of dit is slordig of lui, want dit is presies wat die brief gesê het, dat dit slordig en lui is. Ek weier om 'n waardeoordeel daaroor te vel, want dit was deel van iemand se erfenis. Dit is gedoen en dit moet so aanvaar word. 'n Mens kan nie kritiseer. 'n Mens kan nie kritiseer want dit was vir mense wat Grafrikaans gepraat het aanvaarbaar. En ons moet dit so aanvaar. Grafrikaans, ek weet nie of ek die spyker op die kop slaan nie. Maar dit lyk vir my dit is 'n verskynsel taalverskynsel of 'n taal wat gepraat was in 'n era voor ons se tyd. En dan lyk dit vir my dat dit meer populêr was in plaasgemeenskappe. Kyk, ek het natuurlik geen ondervinding van plaaslewe nie. Ek was nog nooit op 'n plaas ook gewees nie. Maar ek maak my afleiding, dit kan moontlik wees dat die destydse boere, baie van hulle was Engelse boere wat 'n bestaan hier kom maak het en 'n plaas hy gekoop het in Suid-Afrika. En natuurlik was hulle werkersbreinmense wat Afrikaans gepraat het. So ek dink vir hulle moes 'n medium vind waar hulle mekaar kan verstaan, want elkeen het 'n taal gepraat wat die eie is aan hulle self. Die kommentaar wat daar opgelewer is, jy kry baie negatiewe kommentaar van die taalpuriste wat reken jy is besig om Afrikaans te mismaak of Engels te mismaak of wat ook al. En dit is nie die idee nie. Jy wil graag die taal laat voortleef, op bietjie verspreiding kry en mense net weer attent maak daarop dat dit nie regtig 'n taalvariant of 'n streektaal of iets is nie. Dit is eie aan Graaff-Reinet. Dit is regtig eie aan Graaff-Reinet. Jy kry Suid-Afrikaans, soos ek sê, met tussenwerpsels van as jy Afrikaans praat, Engelse woord hier en daar of anglisismes, soos ek sê ook. Maar Graaff-Afrikaans as sulks is baie meer pertinent. Our children have got their university language, their school language, and their home language. And their home language would include a smattering of Afrikaans words. What we often notice is that the modern farm children are distracted by all the gadgets and things that they've got access to. And they're probably comparatively less interested in the farm or less interested in things on the farm than what we were, because we had no option. But as soon as they hit reality of university, looking for work, all that sort of stuff, they almost all want to come back because they know that we have a better life. Ek is vas oortuig daarvan en ek het nie enige wetenskaplike ondersoek gedoen nie. Maar ek is vas oortuig daarvan dat die taal besig is om uit te sterf. Want ons het verskriklik gesukkel om mense te kry wat nog Afrikaans praat. Trevor Kingwell byvoorbeeld is al amper 90 en hy praat nog die taal. Deline is in haar 70's. So ek het ondervind dat daar nie 'n jonger geslag van mense is wat Graaff-Afrikaans praat nie. Graaff-Reinet is natuurlik 'n pragtige dorp, maar wat my die meeste beïndruk het hier is die mense. Hulle is so vriendelik, plat op die aarde en met 'n geweldige sin vir humor. En ek het gewonder of die praat van Graaff-Afrikaans nie ook gehelp het met hierdie sin vir humor nie. En miskien is dit regtig nie ons plek om te oordeel nie. Dit is ook 'n taal wat uitsterf, so dit was vir my wonderlik om te kon luister na die ou mense wat dit nog kon praat. En soos wat Nancy Kingwell gesê het, Graaff-Afrikaans, it's our taal, it's mooi, and we can't come klaar without it.